studente kan hier studeer en 'n gewone musiekgraad doen. Hulle is volg hulle die programme van die departement musiek. Maar die instituut het ook 'n interdissiplinêre graad op M-vlak en op PhD-vlak. En dit skep allerhande uitdagings oor hoe sulke studente begelei moet word. En ook wat hulle verwagtinge is in terme van hoe hulle aan die ander kant van so 'n graad dit afgelewer moet word. So dit raak nie makliker nie. En omdat ons nie voorgraadse werk hier aanbied nie, maar net nagraadse studies het, is dit dus groot kohorte studente vir mense in my dissipline. Die instituut het tot stand gekom in 2016. Ek het in 2014-15 aansoek gedoen vir 'n baie groot toekenning van die Andrew W. Mellon Stichting in Amerika, spesifiek met die idee om musieknavorsing gegrond op die argivale werk van die Dokumentasiesentrum van Musiek wat ek gestig het in 2005, om dit verder te ondersteun. Ek het 'n projek uitgewerk wat ek genoem het De-linking Encounters, en dit het 'n aantal doelwitte gehad. Dit het ten doel gehad om verdere argief organisering en metadata verkenning en wat sou ek dit noem, die skep van metadata tot gevolg daaruit. Dit het bepaalde geld toegeken aan 'n projek om net te kyk na populêre musiek en jazz. Dit het 'n doelwit gehad om 'n publikasie, 'n digitale publikasie tot stand te bring oor musieknavorsing wat buite die akademie ook gevoed word. En dit was dus 'n baie ambisieuse projek en ek het die geld gekry wat op daai stadium iets soos R12 miljoen was. En die voorwaarde wat saam met hierdie skenking gekom het, was die stigting van 'n instituut wat so 'n program sou kon in werking stel. Dit was my argument destyds dat so 'n program nie in 'n musiekdepartement in werking gestel sou kon word nie. Dit was dus 'n baie moeilike ding wat gebeur het. Die geld is toegeken, die instituut is geskep, maar dit het ook beteken dat ek beweeg het vanaf die musiekdepartement na basies 'n ander departement toe. En die instituut is toe geskep in 2016, en dan sal jy onthou dat in 2015 en 2016 was ook die studente opstande reg oor Suid-Afrikaanse kampusse. En daardie impuls van die dekolonisering van die Suid-Afrikaanse universiteitswese het 'n baie belangrike rol gespeel in hoe ons toe die projekte van die instituut bedryf het, as dekoloniale projekte. Ek is baie trots daarop. Ek het gehoop dit sou 'n groter invloed hê as wat dit gehad het. Onder andere op op bestaande musiekdepartemente en manier van dink. Dit was miskien minder suksesvol in daai opsig as wat ek gehoop het, maar ons het baie interessante werk gedoen gekry. Mooi dinge reg gekry. En nadat die Mellon Stichting se geld uitgegee is basies in die tydperk verbygegaan het wat die toekenning aan ons gemaak is, het die instituut basies voortgegaan, 'n interdissiplinêre graad geskep en op daai trant voortgegaan. Aan die een kant was die De-linking Encounters projek 'n baie suksesvolle projek omdat dit goed befonds was. Dit op 'n baie interessante tyd in die Suid-Afrikaanse universiteitswese tot stand gekom het, wat ons in staat gestel het om buitengewone goed te doen. Die universiteit het ons toegelaat om buitengewone goed te doen. Maar die instituut het voortgegaan om ander projekte ook te huisves. Dit het 'n plek geraak waar byvoorbeeld 'n projek gehuisves is om een van die groot argiewe wat ons ingewin het, die Hidden Years Music Archive, waarin dit finaal ontsluit is. Daar moet ek sê is dit die werk van Liesabie Lambrechts gewees om die argief hier te kry op Stellenbosch en met die ontsluiting daarvan gewerk het en wat sy die toekenning gekry het ook van geld van die Volkswagen Stichting om dit te doen. Dit het 'n projek gehuisves om die Genadendal argief in Genadendal te orden, metadata daarvoor op te stel. Daar was 'n projek oor jazz in die argief wat deur die Newton Stichting befonds is.
Daar's tans ook Liesabie se projek wat ook aan die instituut gekoppel is oor argiewe en verval or decay without mourning. Die instituut het dus 'n soort plek geraak waar verskillende interdissiplinêre werksaamhede rondom musiek en argiewe baie dikwels tuis gevoel het en in werking gestel kon word. Weereens dink ek dis iets wat miskien nie so maklik sou kon gebeur in 'n musiekdepartement waar daar baie bepaalde eise is van personeel en bepaalde toewysing is van bronne nie, maar wat in die geval van die instituut moontlik was. Dink dit bly 'n vraag hoe jy verandering teweegbring aan 'n universiteit. En Stellenbosch moes op 'n baie besondere manier met daai vraag worstel omdat dit so nou geskakel was aan apartheid. En om die waarheid te sê, een van die dinge wat my aangetrokke laat voel het tot Stellenbosch toe ek 'n jong akademikus was en baie belang gestel het om na die argivale erfenis om te sien wat ek kon sien besig was om verlore te raak, net omdat daar nie geld en tyd en aandag was om daaraan te gee nie. Een van die goed wat my aan Stellenbosch aangetrek het in daai opsig was die konservatisme van die instelling. 'n Mens wil nie hê universiteite moet op op onverskillige maniere met erfenis omgaan of met die nalatenskappe wat oor dekades en jare opgebou is deur in instellings nie. En ons kan ek meen ons het 'n bietjie gesien van wat kan verkeerd loop wanneer universiteite dit wel doen, soos wat met die Mastval dinamika gebeur het byvoorbeeld by Universiteit Kaapstad. So 'n deel van wat Stellenbosch by uitsondering geskik maak om na goed om te sien is dat dit eintlik nogal 'n konservatiewe instelling is. Terselfdertyd is dit ook nodig gewees om die denke te skuif dat buitengewone goed moontlik gemaak kan word hier en die skep van 'n soort instituut wat op ander plekke miskien bekend staan in Amerika, praat hulle van organized research units wat buite die dissiplines, buite die departemente opgerig word, is om te kyk of 'n mens nie buitengewone goed wat departemente nie voor kans sien nie, omdat hulle met kurrikula werk, met voorgraadse studente, omdat hulle eintlik die bewakers is van dissiplines. Of jy nie deur alternatiewe strukture soos instituute te skep, die dissiplinêre kettinge 'n klein bietjie kan breek nie. Jy kan nie klein bietjie breek nie. Of jy die dissiplinêre houvas 'n klein bietjie kan verminder nie. En dit is dink ek ook uiters noodsaaklik. So ek dink dit is by Stellenbosch het ek nog altyd gevind dis 'n moeilike balans om te kry. Aan die een kant is die argiefwerk voorveronderstel 'n konservatiewe inrigting, amper soos 'n bank wat moet kyk na goed en nie op lukrake manier daarmee moet omgaan nie. En dan terselfdertyd moet 'n mens die aansienlike akademiese kapitaal wat met 'n instelling soos hierdie verband hou, moet jy kan op 'n manier vorentoe die toekoms inneem deur baie interessante, ongewone soort goed te kan doen. So jazz in Suid-Afrika het 'n baie spesifieke geskiedenis wat gekoppel is aan die impuls om demokrasie en teweeg te bring in Suid-Afrika en die opstand teen apartheid. So dis nie 'n neutrale musiekvorm nie, soos wat ook kunsmusiek nie 'n neutrale musiekvorm was nie. Daar is universiteite in Suid-Afrika waar jazz meer aandag gekry het as 'n doodgewone deel van die Suid-Afrikaanse musieklandskap. En ek dink daar aan Universiteit Kaapstad en aan die destydse Universiteit van Natal en later Universiteit van KwaZulu-Natal wat belangrike jazz departemente gehad het en dit doodgewoon hanteer het as 'n ontsettende belangrike deel van ons musikale erfenis. Dit is egter ook moontlik om jazz, gegeewe ons historiese agtergrond, om dit te sien as 'n
op 'n redelike reduktiewe of essensialistiese soort manier om te sê, ja, jazz het iets te doen met die ander. En as jy wil diversifiseer, kom ons sê in demografiese terme, dan gaan jazz jou toelaat om dit te doen. Nou daar's 'n soort voorveronderstelling daaroor dan dat jazz is miskien 'n soort swart musiek en westerse kunsmusiek is 'n soort wit musiek. En ek dink wanneer dit gebeur, is mense op baie gevaarlike terrein. Ideaal sou mense in ons musiekskole jazz op dieselfde manier wou befonds en wou aan studente beskikbaar maak as wat westerse kunsmusiek tradisioneel behandel is. Dit is egter 'n verskriklike moeilike taak finansiëel. En daai skuif is nog nie gemaak nie. So ek dink dit bly steeds moeilik vir 'n student in jazz in Suid-Afrika om Suid-Afrikaanse jazz aan 'n Suid-Afrikaanse universiteit te bestudeer. En dit is 'n ondenkbaarheid, maar dit is hoe dit is. Wel, toe ek teruggekeer het uit Oxford na Suid-Afrika toe, was ek absoluut vreesbevange. Oxford was vir my intellektueel en emosioneel so 'n wonderlike belewenis. Ek wou so graag terugkom Suid-Afrika toe, maar ek wou so graag nie dit verloor nie. Toe ek hier gekom het, het ek gedink, wat gaan ek doen om intellektueel myself te stimuleer op 'n manier wat ek daar nie eintlik moeite moes doen om gestimuleer te word nie. Daar is soveel dinge wat aangaan, daar's soveel interessante mense, dat jy eintlik, ek sê altyd vir my eie studente, as jy verskriklik hard werk hier en jy probeer baie hard en jy doen jou deel, dan gee jy 'n tree vorentoe. Maar as jy in 'n plek soos Oxford verskriklik hard werk en jy doen jou deel en jy gee alles, dan is dit soos om op die maan 'n tree te gee. Jy tree net soveel verder en dit het iets te doen met die hoeveelheid mense en idees wat daar in sirkulasie is. So ek was vreesbevange toe ek terugkom dat ek nooit weer dit gaan hê nie. En dit wat ek toe gedoen het om te probeer om dit te voorkom, was ek het wat ek daar destyds gedink het 'n onmoontlike projek is, besluit ek gaan iets onmoontliks probeer. En as dit werk, dan sal ek my eie tipe intellektuele stimulasie skep. En as dit nie werk nie, dan sal dit 'n soort van glorious failure wees. En dat ek met enige van die twee goed sou kon saamleef. So ek het kort na my terugkoms na Suid-Afrika het ek begin werk daaraan om die Arnold van Wyk versameling by Stellenbosch byeen te kry. So jy sal herinner dat ek in my doktorsgraad het ek gesê het ek gewerk oor Arnold van Wyk se Missa in Illo Tempore, die werk wat hy in 1979 vir die eerste keer uitgevoer is, maar wat hy al in 1945 begin komponeer het. En ek was geprikkel deur hom as komponis, alhoewel ek nooit by hom klas gehad het nie en hom nie geken het nie. En ek het toe begin om die nalatenskap van Wyk, die dokumentêre nalatenskap, na Stellenbosch toe te bring. 'n Deel daarvan was in Bloemfontein by Nallen, 'n deel daarvan was in koffers en houers by in Dividee gewees, reg oor die Kaap, en 'n klein deeltjie daarvan was reeds by Stellenbosch. En ek het so van 2002 af begin om daai nalatenskap bymekaar te bring en in die biblioteek hier in Afrikaana te orden. Dit het 'n hele aantal jare geneem, 3, 4, 5 jaar miskien, wat ek net gewerk het om die sketse en die dagboeke en die briewe te sorteer. En toe was die bedoeling dat ek daarna 'n groot lewe en werk biografie sal skryf. So hierdie ondoenbare projek wat ek gedink het ek gaan aanpak, was om die hele literêre nalatenskap bymekaar te bring en dan om 'n hele lewe en verhouding van lewe met musikale werk in boekvorm te skep. En dit sou my uiteindelik vir 14 jaar besig hou. Die aanvanklike bymekaarbring van die argief was sê maar 2 of 3 jaar, en die ordening en die skep van 'n soort metadata daaroor nog 'n hele klompie jare. Daai was 'n baie interessante tyd.
ek het onder in Afrikaana van Stellenbosch Universiteit gewerk. Dit was die tyd wat J.C. Kannemeyer nog gelewe het en hy was besig in die tyd wat ek besig was om daar te werk, het hy saam daar gewerk. As ek nie dit mis het nie, het hy gewerk aan die biografie oor Jan Rabie en het hy ook nog gewerk oor wat sou die ander een wees? Ek dink Etienne Leroux. So ek het hom redelik goed leer ken en dit sou 'n belangrike stimulus vir my wees in die skryf van die boek oor Van Wyk, spesifiek oor die soort boek wat ek sou skryf. Ek het hom ook 'n karakter gemaak in daai boek. Met my terugkeer na Suid-Afrika toe is ek in 2004 verkies tot die voorsitter van die Musiekwetenskapvereniging van Suidelike Afrika, soos wat dit destyds nog bestaan het. Een van my eerste gewaarwordinge toe ek terug was in Suid-Afrika was dat daar is te min van ons wat oor musiek werk, dat ons kan bekostig om die werk te versplinter in die werk van verskillende organisasies. Nou as deel van hoe apartheid gewerk het, is swart musiek in Suid-Afrika deur etnomusikoloë bestudeer en daai etnomusikologiese studies is grootendeels aan Engelstalige universiteite gedoen. En is westerse en Europese musiek grootendeels aan Afrikaanse universiteite gedoseer en dit was grootendeels dan gefokus op wit musiek, op kunsmusiek of op westerse kunsmusiek. Die onderskeie navorsers wat in hierdie velde gewerk het, is ook in verskillende organisasies gegroepeer gewees. Die een was dan die Musiekwetenskapvereniging van Suid-Afrika, waarvan ek voorsitter geword het in 2004, en die ander was 'n meer informele groep, wat genaamd was die Etnomusikologie Simposium. En dit is bedryf deur die baie bekende musieketnoloog professor Andrew Tracy. Een van die eerste goed wat ek gedoen het as voorsitter van die Musiekwetenskapvereniging van Suid-Afrika was om te kyk of ons die twee groepe kan bymekaar bring. En dit het inderdaad gebeur in 2006. Is die twee aparte groepe verenig in 'n nuwe vereniging, die South African Society for Research in Music. En ons in Suid-Afrika het op daai stadium eintlik afgestap van die idee om westerse musiekbeoefening te beskryf of westerse navorsing oor westerse musiek te beskryf as musikologie of musiekwetenskap en navorsing oor etniese musiek of swart musiek as musieketnologie of etnomusikologie. Die stap buite na dit was om te sê, kom ons praat eerder van studies in musiek of music studies. En dit is inderdaad wat die vereniging toe begin doen het. Dis nie 'n skuif wat alle universiteitsdepartemente gemaak het nie. Departemente aan universiteite het dissiplinêre belang by bepaalde soorte groeperings van die dissipline. So musieketnologie by universiteit is nie net 'n dissipline nie, daar is ook poste en werke en professionele loopbane wat aan daai benaming gekoppel is. So universiteite het nie dadelik begin skuif na die idee van musiekstudies nie, of weg van musiekwetenskap en etnomusikologie nie. Maar as 'n nasionale vereniging het ons dit gedoen met die stigting van SASRIM, waarin ons enkele nasionale kongres daarna gehou het elke jaar, waarin almal wat oor musiek werk in Suid-Afrika, maak nie saak oor watter soort musiek nie, bymekaar kom en voordragte doen, en 'n enkele verenigingstydskrif wat oor 'n baie breë spektrum van dissiplinêre belangstellings publiseer. Dis iets waarop ek miskien die trotste is van amper alles wat ek gedoen het in my akademiese loopbaan, was om daardie vereniging van die twee aparte groeperinge om 'n rol daarin te speel. Ja, in musiek was dit 'n proses wat saamgehang het met wat ons in die musiekwetenskap genoem het die nuwe musikologie van die 70er jare wat in Amerika plaasgevind het. Waar daar ook 'n beduidende poging was om nie net oor musiek in terme van die tegniese aspekte van musiek te skryf nie, maar om musiek ook op 'n manier, westerse kunsmusiek, ook kontekstueel en sosiaal en polities
te interpreteer. Dieselfde soort beweging het ook in etnomusikologie plaasgevind, waarin die etnomusikoloë ook vir mekaar moes afvra of die soort musiek en benaderings wat hulle tot musiek gevolg het, volhoubaar was deur byvoorbeeld altyd deur 'n antropologiese lens na die musiek te kyk en nooit na die musiek net as estetiese objekte nie. Daar was dus van albei rigtings, musiekwetenskap en van etnomusikologie, 'n soort beweging na 'n soort middelgrond toe waar musiekwetenskaplikes dinge begin doen het op maniere wat etnomusikoloë vir 'n lang tyd al gedoen het. En etnomusikoloë goed begin doen het wat musikoloë eintlik vir 'n lang tyd gedoen het. En dit was eintlik 'n baie natuurlike ding om die mense dan te kry om aan een gemeenskaplike vereniging te behoort en aan een kongres jaarliks deel te neem en een publikasie te hê. Dit wat in die weg gestaan het daarvan was maar soos altyd politiek en die bymekaar bring van die twee groeperinge was 'n politieke prestasie. Dissiplinêr het dit absoluut sin gemaak. So die studie byvoorbeeld oor John Joubert se tweede simfonie, dit was 'n simfonie wat opgedra is aan die slagoffers van Sharpeville en dit was ook die belangstelling wat ek gehad het in die musiek. Ek wou kyk behalwe net die feit dat die musiek opgedra is aan die slagoffers van Sharpeville, op watter maniere is die musiek polities al dan nie. Op 'n soortgelyke manier was ek geïnteresseerd in Stefans Groewe se Afrika reeks musiek wat hy hier in die vroeë 80's begin skryf het. Ek wou sien hoe die manier hoe hy Afrika verbeel in westerse musiekmedia, in westerse forums, hoe dit 'n deel was van die politiek-sosiale dampkring van die tyd, die gevoel van die tyd. En met my terugkeer na Suid-Afrika toe het ek met daardie manier van werk voortgegaan. Dis nie, moet ek dadelik byvoeg, dis nie dat ek gedink het dit is die manier om oor musiek te werk nie, maar ek het gevoel dit is 'n baie belangrike manier om veral in die post-apartheid periode oor musiek te werk en te dink. Ek dink dit was ook vir my belangrik omdat dit nie in Suid-Afrika eintlik baie gedoen is nie, so ek het gedink dit is hoogtyd dat dit gedoen word. En ek het voortgegaan om met die baie studente wat ek sedertdien opgelei het, eintlik dit oop te laat aan hulle of hulle op meer konservatiewe maniere die dissipline wil betree of hulle op meer riskante maniere die dissipline wil betree. Ek dink die soort risiko's wat ek geneem het in my akademiese loopbaan, byvoorbeeld met die boek wat ek geskryf het oor Arnold van Wyk, het ek ek was nog nooit spyt daaroor gewees nie, maar ek het altyd gevoel dat dit is, dis nie almal wat daai soort risiko wil aanpak nie. En so dit is moontlik en wenslik dat daar eintlik 'n baie groot verskeidenheid van benaderings moet wees oor hoe mense in musieknavorsing doen. En daar's beslis ruimte vir baie konservatiewe, dissipline spesifieke navorsing en vir navorsing wat interdissiplinêr beweeg op maniere wat baie riskant is. En ek hou daarvan om te dink dat ek eintlik nie noodwendig self alles van dit doen nie, maar dat ek wel my studente aanmoedig om dit waarmee hulle gemaklik is te doen. Die boek oor Arnold van Wyk was 'n risiko in die sin dat daar is geen kwessie dat hy 'n verskriklike belangrike komponis is nie, maar en uitsonderlike belangrike werk geskryf het nie. Ek het wel gevoel dat ek hom nie op dieselfde manier kon hanteer as wat Kannemeyer sy onderwerpe hanteer het nie. Die in kaart bring van 'n kanon van Afrikaanse skrywers in die post-apartheid periode. Ek het gedink dis 'n problematiese ding om te doen. So wat ek oor Van Wyk toe probeer doen het, was om 'n baie meer dubbelsinnige soort teks te skep. En ek het 'n teks geskep wat ek probeer het om te gelyk 'n werklys te maak, 'n fiksie en 'n biografie. En ook dan ook nog 'n auto-etnografie van die skryf van die biografie.
So dit was 'n baie komplekse boek, 'n baie groot risiko en omdat ek gevoel het ek dit nie heeltemal self kan doen nie, het ek met die aanvang daarvan Marlien van Niekerk gekontak wat destyds nog kreatiewe skryfkunde by Afrikaans Nederlands by Stellenbosch gegee het en haar gevra of sy hierdie projek onder haar vlerk sal neem en my sal help. En sy was baie gretig om dit te doen en so vir omtrent 2 na 3 jaar het ek Marlien as 'n leser gehad van die teks wat ek dink dit moontlik gemaak het vir my om die boek te skryf. Ek sou dit nie sonder daai inset kon doen nie. Ek sou dit ook nie eintlik sonder haar heel magnifieke verbeelding kon verbeel op die manier wat dit uiteindelik geword het nie. Dit het my die moed gegee om dit te doen. Maar dit was 'n baie groot risiko en het dink ek die ding gedoen wat ek gedink het ek moet doen met my terugkeer van Oxford af. En dit is om iets heel buitengewoons aan te pak en miskien iets aan te pak wat ek nie daar sou kon doen nie, maar wel hier. En dan natuurlik het ek dit in Afrikaans gedoen. Dit was 'n verdere doelbewuste besluit. Ek het gevoel as ek in Afrikaans werk, skryf ek vir 'n ander gehoor en mens kan dit vir ander leserspubliek en mens kan dit agterkom in die goed wat jy sê as 'n akademikus vir wie jy skryf. En dit was vir my belangrik om met 'n Afrikaanse leserspubliek te praat. Dit was 'n baie dis 'n esoteriese boek, dit was ook 'n baie duur boek en hoeveel mense dit gelees het, weet ek nie. Die belang was dus vir my uiteindelik nie soseer wie die boek lees nie. Die belang was vir my dat dit my register van aanspreek 'n Afrikaanse leser voorveronderstel en dat ek baie doelbewus wou wegstap daarvan van 'n soort generies internasionale Engelse akademiese taal wat altyd 'n leser veronderstel aan 'n Engelstalige universiteit van 'n sekere aard en dus 'n bepaalde woordeskat en 'n bepaalde segging aan jou ontlok. Die skryf in Afrikaans het vir my moontlik gemaak om daai registerverandering te maak. En ek kan dus sê dat ek het besef die risiko van die boek beteken waarskynlik dat nie baie mense dit sal lees nie. Maar dat die ding wat ek daarmee wou hê, naamlik dat ek op 'n ander manier praat, dat ek dit kon regkry en dit het wel so geluk. So dis 'n moeilike vraag. Ek dink as jy in jou tweede taal opgelei word om akademies te werk, en jy is taalvaardig. Dit ding het nou verander met kunsmatige intelligensie, want kunsmatige intelligensie kan uiteraard jou help om tussen tale te skuif op 'n baie behendige manier wat dit eintlik jou gebreke as jy in 'n tweede of in 'n derde taal werk redelik goed versteek. Maar in die tyd voor kunsmatige intelligensie, as jy 'n bedrewe akademikus was en jy het in jou tweede taal gewerk, dan het jy 'n soort gladde segging aangeleer wat dissiplinêr gekondisioneer was. En wanneer jy daai segging aangeleer het, in my ervaring, het jy bepaalde soorte goed die heeltyd gesê. Dis moeilik om dit te verduidelik, maar dit beteken dat frases, woorde wat met bepaalde maniere van dink gepaard gaan, deel raak van jou segging, deel raak van hoe jy na die onderwerp kyk. En dat wanneer jy dan uit daardie Anglo-Engelse wêreld tree, want dit is maar die dominante wêreld waarin ek myself bevind het met my opleiding, dat jy varser kan dink op bepaalde maniere, dat jy nie skryf met 'n soort, dit klink nou teenstrydig, maar dat jy nie skryf met 'n soort tweede natuur waarin jy gly in die Engelse taal, Engelse frasologie in nie, maar dat jy met 'n soort grein werk van 'n taal wat akademies internasionaal net eenvoudig minder gepraat en geskryf word.
Is moeilik om dit te beskryf. Dit het die beste wat ek kan doen is om te sê dat Afrikaans en Engels, die 2 tale waarin ek gewerk het, 2 verskillende leserspublieke veronderstel, ook akademiese leserspublieke. En dat dit beteken dat die persoon wat praat of die skrywer op 2 verskillende maniere praat. Ek hou aan om ook vir my studente te sê, ek het natuurlik studente wat nie Afrikaans moedertaal is nie of nie Engels moedertaal is nie, maar wat Xhosa of Zulu moedertaal is, maar ek dink vir hulle is die uitdaging om in 'n moedertaal te skryf baie groot. Maar ek hou aan om al my studente aan te moedig om nie net in Engels te skryf nie. Studente wat wel nie Afrikaans moedertaal is nie, soos die jazzpianis Nduduzo Makhathini wat by my 'n doktorale studie gedoen het, het ek aangemoedig om byvoorbeeld nie in sy studie die kernkonsepte van die dinge waaroor hy geïnteresseerd was as 'n tradisionele geneeser en as 'n musikus om dit te vertaal nie, maar te werk met die Zulu konsepte en die omskrywing daarvan en dit nie vir die Engelse leser te veel te vergemaklik nie, omdat ontsettend baie van die betekenis verlore gaan. Ek hou ook aan om vir my Afrikaanse studente te sê dat hulle moet so ver as moontlik in Afrikaans en in Engels publiseer. Ek dink dit is nie 'n patriotiese uitgangspunt nie. Dit is dink ek 'n diep akademiese intellektuele uitgangspunt. Ek dink dit is verrykend om in die in soveel tale as moontlik eintlik te werk. Ja, oor die kreatiewe benutting van KI in komposisie kan ek nie veel oor sê nie. Maar wanneer dit handel oor die navorsing in musiek, dan dink ek dit is miskien minder musiek spesifiek as wat as wat 'n mens sou dink. Mens sou aan KI byvoorbeeld musiekpartituure kon gee om te lees en te vra om te analiseer, maar dit is nie funksies wat die KI nog besonder goed kan doen nie. Dis eintlik nie die moeite werd om dit te doen nie. Die grootste verskil wat ek kan sien wat dit kan teweegbring is 'n positiewe verskil. Ons het nou nog gepraat oor die werk wat studente moet doen in 'n tweede taal wanneer hulle in Engels skryf. So op 'n doktorale vlak of selfs 'n postdoktorale vlak, wanneer ek werk met studente of met kollegas elders in Afrika, is 'n baie groot struikelblok is die taal. So selfs wanneer hulle iets buitengewoons het om te sê, is daar so 'n groot poging wat ingaan om die taal reg te kry, dat dit baie tyd vat en soms dat die werk nie eintlik die lig sien nie, want die taalhindernis is te groot. Nou, dis 'n moeilike ding, want baie idees natuurlik word in taal gevorm, so jy kan nie die taal net redigeer en nie uiteindelik help met die idees nie, die twee goed is te geïntegreerd. Maar ek kan tog sien dat waar ek met mense werk waar die idees klaar uitgewerk is, dat die werk met KI om die teks dan sodanig te maak dat dit in die taalgroep waarin die teks moet funksioneer, nie herkenbaar te maak as uit Afrika uit nie. Nie die taal uniekhede van 'n tweede taalspreker te wys nie, dat dit behulpsaam is. En ek dink dat dit kan wees dat dit navorsing by ander Afrika universiteite waar taal dikwels 'n baie groot probleem is, waar die navorsing gedoen word, maar nie gepubliseer word nie, dat dit 'n baie groot verandering kan teweegbring. Ek is eintlik nogal optimisties daaroor. Ek het nog nie met studente of met kollegas gewerk wat in die Franstalige of Portugese dampkringe sit nie. Maar die wat in voormalige Engelse kolonies werk, is die taal dikwels net nie so dat die navorsing die sprong maak van die aanvanklike navorsing na, kom ons sê, kwartiel 1 publikasies nie. Dit kan nie.
dit is dikwels nie, die probleem is dikwels nie die kwaliteit van die denke nie, die probleem is dikwels die taal. En ek dink, of die kwaliteit van die navorsing nie. So ek dink, dat dit is dan natuurlik is daar al die gevare wat daaraan verbonde is, maar ek dink dit kan 'n baie groot verandering teweegbring vir musieknavorsing reg oor die kontinent en 'n positiewe verandering. Die laas jaar het my instituut met 'n skenking die teaterargief van die aanlyn teater ensiklopedie ESAT georden. Dit lê hier by die instituut. En die opstel van natuurlik die rangskik, die uitsorteer van materiaal, die sortering van die materiaal, die opstel van die metadata. Daarmee steeds het jy maar dit moet met die hand gedoen word en dit bly maar arbeidsintensief. Op die hoër vlakke natuurlik met die werk van die materiaal, as dit eers gedigitaliseer is of as die metadata eers opgestel is ek seker KI sal merkwaardige goed kan doen. Maar wat presies is ek nie seker nie. Dit is 'n boek wat Jonathan Jansen verlede jaar hy was die redakteur van hierdie boek. Hy het 'n klomp navorsers gevra om iets te skryf op 'n nie akademiese wyse oor ontdekking in die wetenskap en die soort ontdekkings wat hulle in hulle velde gemaak het, en hoe dit gebeur het. So dit is op 'n manier die storie wat ek vir jou vertel het oor die Mozart sonate, het ek daarin geskryf. Ek weet nie, ek sou dit beter kon lees as wat ek dit kon vertel. Ek dink dit gaan vir my lê die belang daarvan of die gebruik daarvan op die vlak waar byvoorbeeld ek nou werk met 'n kollega aan 'n boek oor die Suid-Afrikaanse avant-garde. En terwyl ons werk aan die boek oor die avant-garde, is daar ons werk aan 'n boek wat in 'n Engelse akademiese leser gerig gaan word. Is daar 'n klomp werk voorafwerk wat gedoen moet word wat eintlik nie deel is van die boek nie. Of wat eers gedoen moet word voordat ons by bepaalde dele van die boek kan uitkom. En wat ons doen is om daaroor in Afrikaans in Litnet te publiseer. En dit is 'n baie dit is 'n behulpsame manier om daarmee om te gaan. Dit beteken dat 'n mens oorspronklike navorsing in die publieke domein kan kry wat jy later weer kan gebruik of aanhaal, maar wat jy nie noodwendig in die taalgemeenskap instuur waarin jy uiteindelik 'n publikasie moet plaasvind nie. Daar is dus daai soort nut vir publikasie in Afrikaans of op 'n platform soos Litnet waar dit amper as 'n soort skarnier dien vir publikasie in ander tale ook. Dis met ander woorde dit handel nie net hier oor die vertaling van navorsing sodat dit in verskeie tale funksioneer nie. Dit gaan ook daaroor om in 'n bepaalde kleiner dampkring werk te doen wat jou help om te skarnier na 'n ander taal toe en na ander lesersteiken toe. So dit help daarvoor. Ek het baie jare gelede moes ek 'n teks skryf oor boeremusiek vir 'n bundel wat Siegfried Huygen en Albert Grindling gepubliseer het oor Afrikaanse herinneringsplekke. En ek kon oor boeremusiek skryf as 'n soort herinneringsplek van wat dit is om 'n Afrikaanse kind te wees en dit op sekere maniere en op sekere tye van jou lewe altyd as 'n teenwoordigheid om jou te gehad het. En ek dink ek kan dieselfde eintlik sê van Afrikaanse musiek. Ek dink daar is en een van die dinge wat gesê moet word oor boeremusiek en wat ek in daardie hoofstuk gesê het is dit het my altyd nog opgeval hoe Afrikaanse mense verleë is as hulle hou van boeremusiek. En later 'n student en kollega van my het daai idee
in baie groot detail uitgewerk. Die idee van wat verleentheidswekkend is en watter soort modaliteit van verbruik van 'n musiek dit is om jou in die publiek te distansieer van 'n bepaalde soort musiek, wat jy daarmee doen. So ek dink wat Afrikaanse musiek betref, luister ek nogal min daarna, maar daar's baie Afrikaanse musiek wat nogal vir my baie na in die hart lê en wat vir my baie besonderse dinge beteken, dikwels omdat dit skakel aan herinneringe van bepaalde tye en plekke, maar partykeer ook net omdat dit baie, baie goed is. En ek dink dit is 'n versoeking vir akademici, soos wat ek destyds oor die boeremusiek geskryf het, om dit af te maak, of te sê jy's om verleë te wees daaroor en jou soort van te distansieer. Ek dink dit sou 'n groot fout wees. Ja, so dit was Wilhelmine Vroneman, en sy het 'n boek by Palgrave Macmillan nou die lig laat sien 2 jaar gelede, en dit is die eerste groot akademiese studie van boeremusiek. Ja, en dit is die ding, nee, die musiek, sy skryf oor die modaliteite waarin hierdie musiek verbruik is. En 'n deel daarvan is 'n skaamwees vir die musiek. En dit het partykeer het dit te doen met die soort kalvinistiese agtergrond van Afrikaners, en dit gaan baie ver terug, die idee dat om te dans met boeremusiek versus om geneefse psalms te sing is 'n vreeslike sondige ding om te doen. Dis een deel daarvan. 'n ander deel daarvan het te doen met die feit dat dit is nie 'n wit musiek nie. Dit is histories het dit nie die kleurgrens erken nie. So die musiek, alhoewel dit as tradisioneel in Afrikaans gesien is, het altyd gespreek tot 'n soort vermenging met die ander. So dit was nog 'n soort van modaliteit. En dan is daar's allerlei maniere hoe dit hoe mense ook, so ek dink ek weet nie wat die Afrikaans is daarvoor nie, sy skryf oor die epiphany, die idee dat boeremusiek 'n soort ding is wat jou tot 'n spesifieke soort insig lei. So daar's allerlei maniere om op interessante maniere daaroor te skryf, maar ek is nogal lief daarvoor, as gevolg van wat ek dink maar net 'n manier is van hoe ek groot geword het.